Hey Reinhard, hoe gaan het? Kan jy my hoor? OK, jy het gou daar. Yes, OK. Ek is bly jy kan my hoor. So, daar's nie iemand anders dan opgedaag nie. So jy kan vir my sê waarmee is julle? Ek hoop dit gaan nog goed met jou. Jou mic werk seker nie. Of ek neem so aan. OK, so jy kan vir my sê waarmee julle tans besig is, want daar nou veel ons doen ander werk wat julle nou waarmee julle tans by die volgens jou skedule nie meer besig is nie. So waarmee is julle tans besig? Of miskien enige vrae wat jy dalk het van die werk wat jy al gedoen het of waarmee jy op die oomblik besig is of so. Hallo oom. Yes, nou kan ek jou hoor. Okay, perfek. Jammer, ek moes hom net geallow het hier op die webwerf. Okay. Ons het nou begin met funksies en ek skryf ook Dinsdag daaroor. So, Okay, en wat se funksies is dit net die log funksies, die inverse funksies of wat spesifiek? nee, nie die funksies nie, jammer, trigonometrie. Ons is klaar met die funksies. Ons het met die daai saamgestelde Hoeke en dubbelhoeke. so. Ja, ja. Okay, en so skryf hulle oor dubbelhoeke en saamgestelde hoeke. Ja oom, ons het nou eers begin met dit, maar lyk my ons skryf maar Dinsdag daaroor. Oor 'n saamgestelde hoeke en dubbelhoeke. Okay. So kom ons kyk na dit want dit is 'n belangrike aspek en dit is eintlik lekker werk. En natuurlik belangrik want mense het dit nodig vir vir klomp goed hierna. Okay, Okay. so in kort, die saamgestelde hoeke, dit is net formules wat jy hoef te onthou, maar gelukkig ek dink julle kry 'n formuleblad. Maar een manier hoe jy dit kan onthou is of dis maar net die manier hoe ek dit onthou, is ek sê vir myself 'n sin is teken. So wat ook al die sin se teken is, dit is dieselfde daar. Sien jy, as daar plus is, daar plus is, hier min is daar min. Maar Ja. jy kan nie jou tekens en jou funksies dieselfde hê nie. Kom ons praat net eers oor die hoeke. Die hoeke is altyd verskillend. Die hoeke, soos jy kan sien, kom ek maak dit so, die hoeke is al heeltyd verskillend. Dis A B A B. Sien jy, dis heeltyd A B A B A B A B A B A B, sien jy? Ja. So die hoeke gaan altyd verskillend wees. Maar as dit kom by die tekens, so dan is daar net twee goeders anderste wat jy moet reg hê. Of dis tekens of dit is die funksie. Okay. So die tekens, soos jy kan sien, met sin is 'n teken, dan bly die tekens dieselfde, maar nie die funksies nie. En Ja. met kos bly die funksies weer dieselfde, kos kos sin sin, maar nie die teken nie. Okay. Maak dit sin? Ja, ja. OK. Ehm so dit is die saamgestelde hoeke. Ons gaan nou somme doen oor dit. Kom ons kyk gou net na die dubbelhoeke omdat jy oor dit ook skryf. So die dubbelhoeke, dit kom eintlik van die saamgestelde hoeke af. Maar die dubbelhoeke is daar's eintlik net twee wat jy hoef te onthou. Kom ek maak dit so, ek sit dit hier so dubbelhoeke. Daar's eintlik net twee wat jy hoef te onthou, dis daai enetjie en die enetjie tegnies. Dis enigste twee wat jy hoef te onthou, maar uit hierdie tweede enetjie uit, cos kwadraat en sin kwadraat kan ons mos gaan skryf as die ander identiteit wat jy in graad 11 ook al geleer het. So dit is hoekom dat cossinne cos kwadraat is dieselfde as 1 minus sin kwadraat en as jy hierdie enetjie gaan vervang met 1 minus sin kwadraat, gaan jy daai waarde kry. En Okay. of andersom, as jy miskien sin kwadraat wil verander na cos kwadraat 1 minus cos kwadraat, dan gaan jy hierdie waardetjie kry. So as dit kom by Okay. dubbelhoeke, het sin net een ding. Sin twee keer van 'n hoek is twee keer sin van die enkelhoeke en cos van daai enkelhoek. Maar as dit kom by cos, kan jy maar as een van drie skryf. Nou, die vraag kan nou wees, okay, maar hoe weet ek wat se enetjie om te gebruik? En dit gaan veral belangrik wees as ons kyk na bewys van identiteite.
dan gaan ons eers mooi kyk hoe wanneer om wat seentjie te gebruik. Daar is daarom 'n strategie van wanneer om wat te gebruik, maar ek sal dit mooi deel, mooi Want dit sê. is waarmee ons begin het, daai identiteite en toe verstaan ek nie mooi daai van wat hulle sê daarso by watse waardes van X is hy soos ongedefinieerd en dan Ja, sê hulle nou daai soos byvoorbeeld nou plus minus 90 plus 180k. Ek het net soos te ja. mekaar geraak met daai 180k gedeelte. Okay. Okay, so het julle reguit toe julle klaar hierdie gedoen het julle reguit gegaan na vir watse waardes is iets ongedefinieerd. Ons het nooit hierdie gedoen nie. Ons het dadelik die eerste ek het nou vandag daarmee begin want ek is nou in 'n eksamen. So ek O, is so ja, so okay, ek so leer so vir julle die toetse so. Toe begin hulle nou met hierdie. okay, so maar Ja. tot dusver het julle daai ding gedoen van vir watte waardes van X is dit ongedefinieerd. Ja, ja, ja. Dit. Okay. Nee, is reg. So kom ons kyk dan vinnig na dit en dan kan ons miskien terugkom na hierdie toe. Is dit reg? Okay, perfek. Maar dit is deel van bewys van identiteite en ja, die belangrikste is dan as hulle vra vir watter waardes van dit is dit ongedefinieerd, is dit maar net ons mag nie met 'n nul deel nie. Dit is die belangrikste. Okay. In wiskunde mag mens nooit met 'n nul deel nie en Ja. en dan moet jy dit gaan bewys. So kom ons kyk hierso na ietsie so dit. Hulle sal vir jou sê vir watter waardes van theta of x is die volgende identiteit ongedefinieerd. Nou kom ons vat sommer hierdie eerste eentjie hierso. So die enigste manier hoe hierdie ding ongedefinieerd kan wees is as ons met 'n nul deel. So kom ek skryf hom net gou vinnig af en dan gaan ons sien hoe dit lyk. Kan jy nie net met die regterkant werk as jy daai gedeelte doen nie? Of moet jy Uh, albei kante jy gebruik? moet al twee kante vat, yes. Okay. Want die vraag gaan miskien die eerste vraag gaan wees bewys die identiteit en die tweede vraag is jy moet dan gaan wys. Onthou, hierso het ons gesê wat aan die linkerkant staan is so goed soos wat aan die regterkant staan. Maar onthou, dit is nie presies wat aan die regterkant staan nie. Dit is soos om te sê Ja. 3 plus 2 is 5. So die waarde van 3 plus 2 is 5, maar fisies Uh, as jy hierdie 3 getal as jy maar uitknip uit die papier uit en jy knip hierdie 2 uit die papier uit, hulle dit is nie fisies die getal 5 nie. Jy verstaan, dis maar net die waarde wat 5 is. ja. So dieselfde met identiteite. Hierdie goeders is dieselfde, maar as ek hierdie ding net alleen het, mag ek nie met 'n nul deel nie. As ek hierdie ding alleen het, mag ek nie met 'n nul deel nie. So omdat ek nou albei saam sit, moet ek nog steeds gaan kyk waar elkeen nul is. So ons moet nou gaan kyk waar is hierdie ouetjie nul en ook waar is hierdie ouetjie nul. So vir daai eerste enetjie, ons hoor nie wat wit bo is nie, want bo kan 'n nul wees. Dis nie pyn as daar bo 'n nul is nie. So as sin theta minus cos 2 theta nul is, dan beteken dit sin theta Kos weet. As hulle kan kos weet. is gelyk aan cos 2 theta, yes. En dan het julle in graad 11 geleer en ek sal dit later weer 'n baie mooi manier opsomming skryf vir julle. Maar laat sin as jy twee goeders het wat die gelyk is aan mekaar en die hoeke verskil, want die hoeke verskil tog, daai is theta en daai is 2 theta. En die funksies verskil ook, sin en cos. Dan moet jy moet iets dieselfde hê. Nou dis 'n bietjie moeilik om die hoeke dieselfde te kry, maar ons kan ten minste die funksies dieselfde kry. Ons kan sê hierdie cos 2, dit is dieselfde as sin net 90 minus 2 theta. Dit is ons dieselfde. Ja. En dan sê my reël, as ek sin van 'n hoek is gelyk aan sin van 'n ander hoek, dan word hierdie jou verwysingshoek. Hierdie is jou verwysingshoek en jy gaan hanteer hierdie hele ding aan die regterkant asof dit net 'n getal is. En dit is net 'n getal wat positief is natuurlik. So ons vra eintlik vir onsself waar is sin positief en sin is positief in die eerste en in die tweede kwadrant. So in die eerste kwadrant werk ons met net die verwysingshoek alleen. So ons hoek is gelyk aan die verwysingshoek. Net die verwysingshoek
minus 2 theta. En dan plus k 360. En ek sal nou gesels oor dit. En dan in die tweede kwadrant is ons hoekie gelyk aan 180 minus die verwysingshoek plus k 360. Nou daai k 360 storie, waar dit vandaan kom, net om te wys waar dit vandaan kom. Onthou byvoorbeeld 'n singrafiek. 'n Singrafiek loop so, maar hy gaan eintlik nog aan. Ons hou dit nie net aanteken nie, want ons gaan ons tyd mors. Maar jy kry die idee, dit is mos eintlik hoe 'n singrafiek lyk. Ja. En hy gaan aan vir ewig links en regs, tensy jy vir hom sê hy moet ergens stop. Nou, om sê net maar ek vra vir jou, wanneer is sin 'n half? Dan is hy hierso half, hy's hierso half, hy's hierso half, hy's hier 'n half. Kan jy sien, hy's op vrek baie plekke 'n half. Ja. So in plaas van om elke liewe antwoord te skryf, sê ons net eerder, dis by 30 grade en 150 grade, maar 30 grade plus 1 keer plus 1 keer 360 grade. Of 30 grade plus 2 keer 360 grade. Of 30 plus 3 keer 360 grade, jy sien. Ja. En in plaas daarvan om nou die hele tyd te sê plus 1 keer, plus 2 keer, plus 3 keer ensovoorts, sê ons net eerder plus k. Plus k keer 360 Okay. grade. Maak dit sin? Ja. Want hierdie k is element van 'n heel getal. So dit beteken net ek kan 1 keer by plus of negatief 5 keer by plus of 20 keer by plus of negatief 10,000 by plus. Dit is al. Okay. Okay, nou los ons dit op. Nou sê ons net okay, daai netjie gaan oor, so is 3 theta is 90 grade plus k 360. So theta, nou moet jy regdeur deel met 3. Ja. Is 30 grade plus k 120. En hierso aan die regterkant het ek 90 grade plus 2 theta plus k 360. Die 2 theta gaan om, so is negatief theta is 90 grade plus k 360. Deel nou met 'n negatief regdeur, so is negatief 90. En ek gaan nog steeds sê plus k 360, omdat k in elk geval net 'n heel getal is. So of daai k nou negatief is of positief is, maak nie eintlik saak nie. Okay. Maar as jy wil, maak dit maar 'n negatief. Maar dis nie eintlik, maak eintlik nie saak nie. En ons hou nie gewoonlik daarvan as dit 'n negatiewe hoek is nie. So ons plus maar net 1 keer 360 grade om hom positief te kry. So is 270 grade plus k 360. Ek het maar net een omwenteling bygeplus. Maak dit sin wat ek hier gedoen het? Ja, maar hoe weet mens nou, soos moet jy dan albei se Nou moet ek die volgende enetjie ja. ook, yes. So ek het op die oomblik nog net die groene gedoen. Ja. So hierdie hele, oeps, kom ek vat net die regte kleur. Op die oomblik het ek nog net die groene gedoen. Okay. Nou gaan ek nog na die bloue kyk ook. So as ek nou na die bloue gaan kyk, dan is dit 1 plus sin theta. So 1 plus sin theta. As hy 0 is, dan is sin theta mos min 1. Ja. En dit is 'n grensgeval. So jy kyk net in jou skets. Wanneer is sin min 1? Minus 90. Hierso by negatief 90 ook, yes. En 270, nee. Okay, ek verstaan. Maak dit Ja. sin. Maar Ja. jy sê hy is hier by min 90 ook. Hy is daarso ook min 1. So daarom is my theta net 270 grade plus k 360. Want gaan hier ook hier wees en dan van daar af elke 360 grade. Maar daardie antwoord is reeds hier. Jy sien. Ja. So hy was reeds daar. Partykeer werk dit so uit dat hy reeds daar is. Andersins partykeer het jy 3 verskillende antwoorde. Maar almal moet geldig wees. So
dan kan jy maar net hulle almal skryf op jou. En jy kan sê theta mag net nie 30 grade plus K 120 wees nie. En theta mag ook net nie 270 grade plus K 360 grade wees nie. Jy sien. Ja, ja. En kom ek wys gou hierso vir jou hoe sweets lyk. En daar het ons dit dan. Jy het nie enige vrae sover nie. Nee, hierdie is nog right. Dis nie te erg nie. Okay. So ek wil net hierso vir jou wys as ons nou hierso gaan view algebra. As ek nou hierdie sketsies gaan teken, so ek gaan die linkerkant gaan teken. Dit is sin 2 keer x en dan minus cos x op sin x minus cos 2x. So daarso is daai netjie. Ek sal nou die regterkant teken, maar kan jy sien klaar wat mag my x nie wees nie? My x mag nie 30 grade wees nie. En daar kan jy sien, GeoGebra teken dit nou nie, maar presies by 30 grade sal eintlik 'n sirkeltjie wees. En x mag ook nie 270 grade wees nie. Die 270 grade maak heeltemal sin. Daar is die Dis 'n asymptote. asymptoot. Ja. Yes. Hierdie 30 grade beteken maar net hy gaan al die pad afgaan tot daar, dan gaan dit eintlik 'n oop kolletjie wees. En dan Okay. jy sien. Want jy kan maar in jou sakrekenaar ook gaan intik. As jy daai regterkant vat en jy sê as x nou 30 is of theta is nou 30 grade en jy sê sin 60 minus cos 30 op sin 30 minus cos 60, dan gaan hy vir jou eerder gooi. Jy sien. Ja. So dan weet jy, ek het nie die regterkant geteken nie, maar dit gaan ook soortgelyk iets wees. Okay. Maar Okay. moet mens dan as sê nou maar jy kry nou 3 verskillendes, moet jy nou al 3 antwoorde gee. Ja. So, Okay. sê maar jy het iets anders gesê dan jy hom gegee het. So x mag net nie enige van daai waardes dan wees nie. Verder as dit kan x enigiets wees. Okay, perfek. Maak dit daarom vir jou sin? Ja. Okay. Was daar nog sulkes wat jy dalk in jou handboek het wat jy sê dalk moeiliker is of moeilik is of dit is hierdie tipe van somme waarvan jy praat, nê? Nee? Ja, dit is daai. Maar Okay. ja, dit is so. So nog iets wat ek net hier wil noem. So as jy seker vrae kry oor wanneer is iets ongedefinieerd, kyk jy altyd na wat onder staan. Wat onder is, of kom ons sê die noemer. Jy kyk na die noemer en jy stel die noemer gelyk aan tan. Yes. Ja, tan. So, Dis een wat ek nou wil vra. Yes. So jy moet altyd die noemer gelykstel aan 0 en dan on top of that moet jy altyd gaan kyk waar is tan. Maak nie saak waar tan is nie. Waar ook al tan is, jy moet na tan se asymptote gaan kyk. Nou, tan kan miskien bo ook wees of onder, maak nie saak nie. Maar as jy so die oomblik as jy 'n tan sien, moet jy na sy asymptote gaan kyk en jy moet gaan kyk as hy onder is, moet jy hom ook nog gelykstel aan 0. Want onthou in wiskunde mag ons nooit met 'n 0 deel nie. Ja. Jy verstaan. So dit is dan die ding van hom. So kom ons kyk hierso na so enetjie dalk. So hierdie een identiteit sê die volgende. So eers moet ons dit bewys, maar ons gaan nou daai stapie net skiep en ons gaan reguit na die ongedefinieerdheid toe. So 1 plus tan op 1 minus tan is dieselfde as 1 plus sin 2 theta op cos 2 theta. En hulle vra nou vir ons wanneer is die ding ongedefinieerd? So nou albei is ons berekens. So. Ja, so albei is nou is ons moet weer gaan kyk alle noemers moet ons gelykstel aan 0. So daai noemer moet ons gelyk gaan stel aan 0, so kom ons doen dit eers. 1 minus tan
moet ons gelykstel aan 0. So tan theta moet 1 wees. So tan is positief in die eerste en derde kwadrant. Nou eintlik hoef ons nie al twee te doen nie, maar kom ons doen maar al twee, maar tan is spesiaal, so ons hoef nie eintlik al twee te doen nie. En die verwysingshoek, soos wat julle in laerskool ook gedoen het, is 45 grade. So in eerste kwadrant is ons theta net die 45 grade plus k 180 die keer. Want dit is tan. Jammer oom, hoe weet ons nou weer wat die verwysingshoek is? Dit van daai kaasgrafiek wat ons Hoe jy weet wat die verwysingshoek is jy vat altyd die inverse van jou funksie, so shift tan. O ja, okay, ek onthou. Maar jy vat altyd die positiewe waarde. Okay, perfek. Al is daar negatief, jy vat die positiewe waarde. Okay. Hey Henry, ek hoop dit gaan goed met jou. Hallo oom, het gaan goed, dankie. En gaan dit met oom? Ook goed, dankie. Ons is nou net besig met trig, wat ons kyk na wanneer, as hulle vir jou sê, wanneer is iets ongedefinieerd, dan beteken dit ons moet die noemer gelykstel aan 0, of jy moet kyk oral waar jy tan het, dan moet jy na sy asymptote ook kyk. Okay, dis reg so oom, dankie baie. Ek dink ons het dit vandag ook in die klas gedoen. Is Dit lyk dit? bietjie bekend. Ja. Okay. So, hierdie enetjie is dan net, dit is die antwoord. Op van die derde kwadrant is ons hoekie gelyk aan 180 plus 45 plus K3, nie 360 nie, 180. En dit gee vir ons 225 plus K 180. Nou, hoekom ek sê jy hoef nie eintlik met tan albei te doen nie, is want hierdie antwoord en die antwoord is eintlik klaar dieselfde antwoord. Want hierdie antwoord hieronder is maar net hierdie boonste antwoord wat ek net een keer met 180 geplus het. So dit is eintlik dieselfde ding hierdie. Okay, maar daar het ons daai ouetjie se antwoord. Dan moet ons na hierdie ouetjie ook gaan kyk. Ons moet gaan kyk waar is cos 2 theta ook 0. So alles wat onder die lyn staan, alle noemers moet jy gelykstel aan 0. So as jy gaan kyk waar hierdie ouetjie 0 is, dan weet jy dit is 'n grensgeval en cos is 0 by 90 grade en weer by 270 grade. Dit is wanneer cos 0 is. So hy is 'n grensgeval. So 2 theta is dan gelyk aan 90 grade plus van daar af elke 180 grade. Nou ek weet sin en cos se periode is eintlik 360 grade, maar soos ek nou op die sketsie gewys het, hierdie twee verskil net 180 grade. En die volgende sal ook net, hy sal ons nou so gaan die hele tyd. So die stukkie hier gaan ook net 180 grade verskil, ensovoorts ensovoorts. So elke hoeveel keer gebeur dit? Dit gebeur elke 180 grade. So hierdie 180 grade is nie cos se periode nie. Dit is net dit is wel die, sê maar, ek kan dit noem die periode van wanneer cos 0 gaan wees. Maak dit vir julle sin wat ek probeer verduidelik? Ja. Ja. Okay, dat ons theta is 45 grade plus K 90 grade. So daar het ons tweede antwoord. So ver het ons eintlik nog net twee antwoorde. Hierdie ouetjie, want die ander rooi, soos ek sê, is eintlik maar dieselfde as die ander rooi. En hierdie ouetjie, ek sal nou iets sê oor dit. En dan moet ons nog gaan kyk, omdat ek ergens 'n tan sien, maak nie saak waar jy 'n tan sien. Of jy 'n tan bo sien of onder sien of enige so iets, ek sien 'n tan. So maak nie saak waar ek 'n tan sien nie, ek moet dan tan se asymptote gaan kyk. Nou tan theta se asymptote weet ek as ek nou na die grafiek van tan gaan kyk, wat so loop. Maar Is dit ouma, by- ons hoef nie nou weer na die onderste tand te gaan kyk nie, want dit is mos klaar met hom gewerk. Ja, so hier staan 'n tan en daar staan 'n tan. Die enigste probleem, maar ek dink julle sal dit sommer vra nie. Sê maar hulle het hierso 'n tan 2 theta en hulle het hier onder 'n tan theta.
dan moet jy na elke tan gaan kyk. Verstaan? Jy moet na tan 40 gaan kyk en na tan 42, maar in die geval is al twee tande dieselfde tan. So, waar is hierdie ding ongedefinieerd? Hy is ongedefinieerd vanaf 90 grade en dan van daar af weer elke 180 grade. So daar het ons derde antwoord. Nou, ek dink nie hulle is so krities op die volgende stap nie, maar dit is goed om dit net te noem. Nou, wat hierso in al drie blokke staan, is waar, maar dit oorvleuel tog. As ek vir jou sê, begin by 45 en gaan dan elke 180 grade daarna. En ek sê vir jou, begin by 45, maar gaan van daar af elke 90 grade. Of ek sê vir jou, begin by 90 grade en van daar af gaan jy elke 180 grade. So kom ek probeer dit visueel te verduidelik wat ek nou besig is om te sê. Is dit nou wanneer dit elke keer 0 gaan wees? Dit gaan veroorsaak, so die rooie, elke 45 grade plus elke 45 grade plus enige hoeveelheid 180 grades, gaan veroorsaak dat hierdie nommer hier 0 is. En dit mag nie 0 wees nie. En elke 45 grade plus hoeveelvoude van 90 grade, gaan veroorsaak dat daai ouetjie 0 is. En dit mag nie 0 wees nie. En elke 90 grade plus veelvoude van 180 gaan veroorsaak dat die tande asymptote by hulle asymptote uitkom wat ook nie mag wees nie. Maak dit sin, Henry? Ja, dit doen, dankie baie, ek verstaan. Okay. Maar nou wat ek nou besig is om te doen is, kyk, ek glo hulle sal vir jou punte gee as jy net hierdie drie goed so skryf. Ek wil maar net vir julle wys dat eintlik al drie hierdie goeters kan eintlik beter opgesom word. En dit is eintlik meer wiskundig om dit so mooi te skryf. So kom ek wys net vir julle wat ons dan doen. As ek na die rooie kyk, dan beteken dit die rooie is 45 grade, wat hier so is, en dan van daar af elke 180 grade. So dan weer 225, en dan weer so 45 plus 180 is 225, plus 180 weer is 405, so 405 is hier so omtrent, en dan weer 585, wat hier so is. So dit gaan al die rooies wees. Al daai lyne, al daai is eintlik nou vertikale lyne, want dit mag nie daai waardes wees nie. Maar die bloue sê vir my dit mag nie 45 grade wees nie. En dan van daar af elke 90 grade nie. So dan 135 mag nie daai waarde wees nie. Dit mag nie hierdie waarde wees nie. Dit mag nie hierdie waarde wees nie. Nie hiereentjie nie. Nie hiereene nie. En sovoorts. Ek kan nou aangaan en aangaan. En die groene wys weer vir my, dit mag nie 90 grade wees nie. En dan van daar af ook elke 180 grade. So 90 plus 180, dit mag nie 270 wees nie. En dan van daar af weer 180, mag nie 450 wees nie. En 630 wees nie. So, en so gaan dit aan. Julle sien, so, om nou al hierdie waardes saam te vat, ek kan sien ten minste die bloue en die rooie, hulle oorvleuel baie. So, as ek net die bloue gaan skryf, tussen die twee, dan gaan ek mos outomaties hierdie waardes ook insluit basies. So eintlik op die einde van die dag is dit net nodig om die bloue en die groene se waardes te skryf, want hierdie rooie se waardes is elk geval binne in die bloue se waardes, soos julle sien. Maak dit sin wat ek probeer verduidelik? Ja, Maar moenie stres nie, as jy daai drie net so geskryf het, hulle gaan nie vir jou punt aftrek as jy dit nou nog mooier skryf nie. My punt wat ek net hier wil maak is, eintlik hoef ons nie eers die rooie te geskryf het nie, want die rooie se waardes is in elk geval binne die bloue se antwoorde op jou einde. OK. Is julle reg met dit? ja, perfek. OK,
Henry, met wat presies het julle begin? Met wat se terug het julle begin? Is daar 'n woord wat die onderwyser gesê het? Of kan jy nie onthou nie? Ek dink nie ek hoor jou nie. Jy is op mute nog. OK. Ja, ek hoor jy nog steeds nie. Reinhard, het julle toe dubbelhoeke en saamstelhoeke gedoen of nie? Oom, ek het nog nie, nee, ek het nou toets geskryf vanoggend en toe begin ek nou vandag met hierdie hoeke. So ek het nog nie soveel daarmee kon werk nie, maar ek gaan vandag nog daaraan moet werk. OK, maar ek wil net weet, het julle moet julle vir Dinsdag moet julle dubbelhoeke en saamstelhoeke ken? Ja, oom. OK. Nou kom ons kyk dan gou na van daai werk ook, Okay. want dit is gewoonlik die werk waarmee matrieks begin as dit kom by trig. Hulle begin gewoonlik met dit, met die dubbelhoeke en saamstelhoeke en so. OK, so ek het dit in die begin gesit. Yes? Sorry oom, het ons Henry. maar iets gevra nou. Ja, ek het nou gevra waarmee het julle begin presies? Wel, ons het net vandag met die wat iets met hoekvulling of hoek something. Het ons begin Saamgestel. vandag. Ja, baie. OK, so kom ons begin sommer weer met dit ook. So saamgestelde hoeke is maar net jy kry 'n uitdrukking en hulle wil weet skryf dit of as een trigonometriese verhouding of vereenvoudig dit of so voort. So byvoorbeeld as ons nou die volgende gaan doen. Hulle kan vir ons sê hulle kan die vir ons gee. Hulle kan sê vereenvoudig die volgende. So hierdie hele ding moet ons vereenvoudig. Menende ons moet dit net mooier gaan skryf. So cos x plus 60, kom ek skryf ook net mooier. Cos x plus 60 en cos x plus sin x plus 60 mal sin x. Reg? Nou, soos julle kan sien, dit is so goed soos hierdie is die A. En daar is dan die B. So ek sien cos, sin. Nou cos, sin is dan cos se saamgestelde hoek. En omdat ek 'n plus hier sien, beteken dit daar binne moet 'n min wees. So hierso moet eintlik staan cos van x plus 60 minus x. So hierdie hele waarde is eintlik maar net cos 60. En cos 60 weet julle is 1/2. So dit is dan hoe 'n mens die saamgestelde hoeke kan toepas. Oom, dit is mos op ons formuleblad, nee, hierdie twee Ja. blad. Al 4 hierdie formules is op jou formuleblad. Maar net om vir julle te wys dat dit wel waar is, as jy nou x enigiets maak, kom ons maak x 5 grade. So cos 65 maal cos 5 plus sin 65 maal sin 5. Dis dan net 1/2. So ons pas net toe wat ons saamgestelde hoeke vir ons sê. So, kom ons kyk dan nog ene. Maak hierdie voorbeeld vir julle sin wat ons gedoen het. Ja, oom. Henry, maak dit sin, okay. So kom ons kyk na 'n volgende enetjie ook. Hulle kan vir jou sê jy moet die waarde van sin 75 gaan skryf, maar jy mag nie jou sakrekenaar gebruik nie. Nou, kom ons kyk net gou vanaf wat sê ons sakrekenaar is sin 75. Dit sê dit is 'n lekker oulike getal. Dit is tog 'n getal wat as 'n breek geskryf kan word. So dit is nog steeds irrasionaal omdat hy irrasionale getalle daarbo het, maar nietemin dit is 'n getal wat netjies geskryf kan word. Nou moet ons moet hierdie 75 grade, want dis nie 'n spesiale hoek nie, maar ons moet hierdie 75 grade gaan probeer
herskryf as iets plus iets of iets minus iets. En as ek nou sê iets plus iets of so, dan bedoel ek spesiale hoeke. So, as wat dink julle kan ons dit gaan skryf? Wat is spesiale hoeke ken julle? Wat by 75 grade sal uitkom as mense dit bymekaar plus of minus of so iets. Ons sit nou daai waar mense sê daai van soos 90 minus Ja, ons kan sê 90, maar dan gaan dit 15. 90 wees minus Ja. 15. Maar die probleem is, 15 weet ons weet nie wat 15 is nie. So wat se ander hoeke ken julle? Onthou jou spesiale hoeke is 0 grade, of 30 grade, of 45 grade, of 60 grade, of 90 grade. So wat se kombinasie van daai kan ons miskien by 75 uitkom? 60 plus 15. 60 plus 15, maar 15 is nie deel van die spesiale hoeke nie. Wel chat, my fout. So dis 45 en 30. Ja. En nou sê my saamgestelde hoeke van sin vir my, hierdie antwoord is dieselfde as sin van jou A. Onthou hierdie is nou so goed soos A en hierdie is so goed soos B. Cos van B plus, onthou met sin is 'n teken. Die teken bly dieselfde. Dan is dit sin van B en cos van A. So sien julle hoe het ek dit toegepas? So dit was net die teenoorgestelde van wat ons op die vorige som Yes. gedoen het. Die vorige som het ons van die antwoord af basies dit vereenvoudig na iets aan die linkerkant toe. Nou het ons weer van die linkerkant af begin en net uitgeskryf wat die regterkant is. En sin 45 is 1 op wortel 2. Cos 30 is wortel 3 op 2. Sin 30 is 'n half. Cos 45 is 1 op wortel 2. Jy kon ook 1 op wortel 2 geskryf het as wortel 2 op 2. Dis dalk net 'n bietjie mooier. Wortel 2 op 2. Ag sorry, enetjie is 'n half. En dan wortel 2 op 2. So hierso is dan wortel 6 op 2 plus wortel 2 op 2. En hierdie antwoord is dan wortel 6 plus wortel 2 op 2. En dit is presies wat ons gesê het die antwoord gaan wees. So sien jy nou hoe werk die wat sê mens, hoe werk die saamgestelde hoeke? Ja, oom, sorry, ja. Okay. Reg, enige vrae met dit so of nog niks vra nie? Nee, ek sê okay. Ja, Okay. ek sou graag dankie baie. Okay. So kom ons kyk na nog enetjie. Dalk wat hulle vir mense sê jy moet nou dit gaan herskryf. So hulle sê wat sê ek het ons net gedaan 75. Hulle sê nou hierdie waarde hierso gaan bereken sonder die gebruik van 'n sakrekenaar wat hierdie waarde is. Hierdie waarde hier. Sin 55 sin 5 minus cos 55 cos 5. Soos wat se dubbelhoek, ag nie dubbelhoek nie, soos wat se saamgestelde hoek lyk dit vir julle? Jy die funksies is dieselfde. Sin cos cos of cos cos sin. So wat sienetjie lyk dit so? Dit lyk soos cos sin, nê? Ja, So dan moet ek hom gou hierso oorskryf. Sin 55 sin 5. Hy lyk amper soos cos sin, nie 100% nie, maar ons sal nou gesels oor dit. Cos 55 cos 5. Ek gaan dit eers 'n negatief uithaal, want dan gaan ek dit hê. Dit en dan ek het hom so negatief uitgehaal, so dis minus dit. Sien julle wat ek gedoen het?
Ja, maar kon Yes. kon hom nie net soos of toe maar ek sien, dis ek. Die rede hoekom ek dit so gedoen het is omdat ek wil graag een van kosse hê. Nou kosse is die kos eerste. Sien julle, kos sin, kos sin. So ek wil graag om een van die gehad het. Nou lyk hy vir my soos hierdie ouetjie hier. So dit is negatief en dan hierna kies is dit dan kos van A plus B. So dis kos 55 plus 5. En dit is dan negatief kos 60. En dit is dan negatief half. Maak dit daarom sin. Hierso. Maar sal hulle soos nog iets dan vra na hierdie soos op dieselfde vraag of is dit al wat mense hoef te doen met dit? Ja, dis die spesifieke vraag sal net wees vereenvoudig. En dan Okay. net jong. So dit is saamgestelde hoeke. So kom ek kyk gou of ek vir julle enetjie kan vra. Werk vir my die volgende uit of vereenvoudig net die volgende enetjie asseblief. Hierdie ouetjie hier aan die regterkant, vereenvoudig hom net. So kossinne moet jy hierdie ouetjie daar gaan toepas. Hom moet jy daar gaan toepas en dan sinsinne moet jy hierdie enetjie daar gaan toepas of gaan uitskryf. En dan gaan kyk julle wat die antwoord is. En vra asseblief vrae soos wat julle deur dit gaan. Ons soos wat julle dit doen. As julle ergens vashak. Oom, hoe werk dit nou dat hy net soos een waarde het of dat hy net een kos het en waar hy nou soos twee kosse gehad het? Nee, jy skryf hom net nou uit. Sien jy soos kos iets plus iets. Hierso is kos iets plus iets. Skryf mens uit as Okay, sien. perfek. Oom, maar jy hou nog steeds daai tweede deel van die stap, daai van soos minus sin A sin B. Jy hou dit nog steeds, né? Wat se gedeelte bedoel jy? Soos as jy nou of toe maar ek doen dit reg. Ek sal wag tot oom. Okay. Mens julle kan maar net vir my sê as julle klaar is, dan kyk ons na dit.
Dink ons kan maar so lank na hom kyk. Okay. So kom ons kyk nou. So daai bloue cos A plus 60 is dieselfde as cos A cos 60 dan minus sin A sin 60. Dis wat die bloue is. Minus die sin ene is sin A cos 30 minus sin 30 cos A. En nou vereenvoudig ons net. So dit gaan amper presies dieselfde lyk as dit hier so staan. Ek gaan dit nou die hakie van die hakie ontslaa raak. Dan word daai mos maar net plus. So kom ons kyk of iets dieselfde is. Ek sien nie dadelik is dieselfde nie, maar ek kan dit nou uitwerk. Cos 60 is 'n half. So hier so staan 'n halwe cos A minus sin 60 is wortel 3 op 2 sin A minus cos 30 is wortel 3 op 2 sin A plus sin 30 is 'n half cos A. So 'n halwe cos A plus 'n halwe cos A is net cos A en negatiewe halwe wortel 3 minus 'n halwe wortel 3 is 'n volle wortel 3. En daarsoos dan die antwoord. Dan kom ons kan dalk nog een probeer. Yes. Maak dit dan vir julle sin wat ek hier gedoen het. Ja, ek verstaan hom nou oom. Okay, kyk nou nog 'n soortgelyke ene. Hierdie hierso. So is amper presies dieselfde ene. So kyk nou hom asseblief. Oom, as jy daai minus in gaan maal, dit gaan nie die minus van soos die minus 30 na plus toe verander nie, nee. Nee, so nee, jy maal hom nie in nie. So skryf hierdie ding af soos wat ek hierbo gedoen het. Ek het Ja, daai ja. Maar soos met daai ja, stap met die hakkie, ja, maar daai stap wat oom die minus van die hakkie, dit ja, verander dan net die eers. teken, nee. Ja, Ja, dan eers dis as jy daarna inmaal, ja. okay, maar net die teken, nie die soos die getalle so. Soos Okay. hierdie hoekie hier. Ja, Nee, hy okay, bly, ek sien nou. hy gaan positief bly. Ja, okay, dankie.
Kyk, kan ons na hom kyk. Asseblief oom. Okay, Ja, so daai dit eers okay. Daai eerste netjie is net die sin ene. So dis sin beta cos 60 plus sin 60 cos beta. So dis daai eerste gedeelte. Minus en dan gaan ek eers in hakies werk, laat ek nie foute maak nie. Cos sinne is cos beta cos 30 en dan die tekens verskil en dan is dit sin beta sin 30. So dan die tweede stap is maar net om van 'n hakkie ontslae te raak. As ek van 'n hakkie ontslae raak, dan gaan die tekens net verskil. Soos minus en die enetjie gaan ook minus wees. En nou het ek cos 60 is 'n half sin beta plus sin 60 wat wortel 3 op 2 is cos beta minus wortel 3 op 2 cos beta en dan minus 'n halwe sin beta. So nou sien ek maar hierdie ouetjie hier en die enetjie hier is dieselfde. So hulle kanselleer uit. En hierdie enetjie hier en die enetjie hier is dieselfde. So hulle kanselleer uit. So hierdie antwoord is net 0. En jy kan maar op jou sak nog kyk as jy beta enigiets maak, dan gaan jy sien dit gaan 0 wees. Okay, is julle reg met hom? Ja oom. ja, dankie baie. Wil julle nog vinnig enetjie doen of moet ek saam met julle nog vinnig een doen dalk? Ja, net nog enetjie asseblief. Okay, so kom ons doen hierdie enetjie wat dalk ek doen dit maar saam met julle. Hulle sê ons moet ook weer eens, ons moet hierdie ouetjie net van gaan vereenvoudig. Nou die probleem is mense kan nou dink maar wag 'n bietjie, daar staan dan niks. Ek sien nie nog ietsie nie. Kom ek net of ek hom wil hê of die volgende enetjie. Ag ja, kom ons vat maar hierdie enetjie. Ek wil eintlik nou iets anders gedoen het, iets anders veilig gewys het. Maar kom ons gaan maar aan met hierdie enetjie. So wortel 3 cos x min 30 minus cos x min 60. So ons het wortel 3 maal, dan is dit cos sin. Dit is die dubbelhoek, saamstelhoek van cos. Minus cos sin. So cos 30 wortel 3 op 2 cos x plus 'n halwe sin x minus cos 60 is 'n halwe cos x en dan minus maal minus is minus maal plus is minus en dan wortel 3 op 2 sin x. Maal die wortel 3 in, dan ons 3 op 2 cos x plus wortel 3 op 2 sin x minus en dan die res bly dieselfde. En nou kan ons weer sien hierdie ouetjie hier. En hy is dieselfde. En die ander twee is amper dieselfde. Dis net 1,5 minus 'n half. So dis net cos. Dis net cos wat oorbly. Maar ons het nie na dubbelhoeke gekyk nie, maar ek hoop ten minste die saamgestelde hoeke maak vir julle sin. Ja, baie Ja, dankie oom. dankie baie. Okay. Nou kan julle lekker amper naweek hou. Ja, Dankie baie. dankie oom. Lekker dag vir julle verder. Dankie Dankie vir vir oom ook. Baie dankie. Totsiens. Baie oom. Baie.